Hy's baie beter verteerbaar vir die beeste. Ja. Die gras is mos maar baie fyner gewas, is mos baie kleiner stamme. En dit is waarvan hulle hou. En dis hoekom baie van die kere as jy kuilvoer begin plant jy 'n redelike hoë stand om hoogte in jou plant te kry en so hoër jou plant is, hoe dunner is die stand. So makliker is dit verteerbaar vir die. So as 'n mens nou as 'n mens nou wil kuilvoer plant, wat se gewasse sê jy, sal jy sê goeie gewasse om te plant? Mielies, sorghum. En wat is die Nee, dit klink my dit is amper enigiets. Dit is enigiets. Hulle oorsee doen hulle nou toetse op kool en sulke tipe dinge, op groente. Rykie baie lekker nie. Ja, nee. Baie werk. So jy kan enigiets kuil. Dit is soos Lucerne, jy kan lucerne kuil, maar jy stoot jou proteïene, dit is dan dit was nog 'n idee, 'n konsep om 'n TMR te maak. 'n Total mix ratio met verskillende gewasse en dan meng jy hulle en dan druk jy hulle weer in die baal. Maar soos lucerne wat jy kuil, jy druk sy proteïene so hoog, jy kan dit net as 'n byvoeding gebruik. Ja, jy kan dit nie direk voer. Dit is baie hoë proteïen. So as mens nou mielies plant vir kuilvoer, wat het jy gesê, wat is die stand wat jy min of meer wil? Hang baie af van die vog. Hoër plantestand het baie meer water nodig. So begin van die jaar, as jy begin plant, begin jy met 'n lae plantestand. Dan praat ons van 55 tot 65.000 plante per hektaar. Ja. So verder in die seisoene gaan so tel jy jou plantestand op. Ja. So as jy, dis nou alles besproeiing. Ja. Droëland is natuurlik 'n ander storie. Maar besproeiing, jy plant vir kuilvoer tot op 110.000 plante hektaar. Yes. Sorghum begin jy op 150.000 plante hektaar en dan stoot jy hom op partykeer tot 300.000 plante hektaar. Yes. Baie. Dit is baie, maar dit is jy soek dun stamme, dis die ding. En het jy nou net gesê mens kry tussen van die mieliekuilvoer omtrent 35 ton per hektaar. Ja. Dis onder besproeiing of Dit is in ons omstandighede in Namibië. Ons weet van mense in Suid-Afrika wat tot 65-70 ton per hektaar afval. Mieliekuilvoer. Is dit besproeiing of besproeiing? Dis besproeiing. En as mens oorgaan op sorghum in ons land, ons self het al 'n rekord gestel van 80 ton per hektaar onder besproeiing. Ja. En dan het ons nou gehoor uit Suid-Afrika, ons het baie goeie verhoudings met mense in Suid-Afrika waar ons ook maar ons raad haal en maar vir wie ons ook maar baie luister. Ja. En hulle het nou die dag gekerf het hulle 120 ton per hektaar gekry onder besproeiing. So die tonne hang maar baie af van die water. Jou kunsmistoediening, jou sonure, speel maar alles baie groot rol. Yes. Wat sal jy sê, wat maak goeie kuilvoer of wat is daar's mos 'n sekere persentasie vog wat die mielie of sorghum moet wees voordat 'n mens dit kan kuil. Daar is nie 'n verkeerde manier van kuilvoer maak nie. Alles het sy plek. Ons praat van spitkuilvoer, ons praat van hoope, ons praat van silo bags, ons praat van bale. Ja. Daar is nie 'n verkeerde manier. Ja. Alles het sy plek in ons wêreld. Ja. Wat hierdie tipe kuilvoer besonders maak, eerstens ons kry ons suurstof baie vinnig uit. Die fermenteringsproses begin baie vinniger as in 'n konvensionele hoop of 'n put. Ons besoedeling deur grond, vuil bakterieë is baie minder in hierdie tipe bale. So op die einde van die dag is hierdie nie 'n baie dit is 'n beter kwaliteit kuilvoer daardeur. En wat hierdie hoe sal mens sê proses nou goed maak, dit is vervoerbaar. Jy kan dit hanteer. En preserveer en ek dink hy preserveer hom ook beter en die suurstof kom ons nie reg. Boer kan dit nou bekostig. Ja. Kan hy nou een baal koop. Hy kan een baal bekostig en hy kan hom nou koop en hy kan nou sy bokkies en sy skapies en sy hoenders en varkies alles voer. So en met ook met 'n goeie kwaliteit voer. Ja, net 'n gras bekostigbaar en 'n goeie kwaliteit. Ja. So ja, het maar sy jy sien nou hierso die vervoer dit is nie so eenvoudig nie. Hy ry nie maklik nie. Alles het maar sy probleme. It's not the perfect thing. Grasbale is nog moeiliker amper om te ry as dit. En die lekker ding is aan hierdie tipe bale, die weerelemente. Ons staan nou vandag onder lekker wolke. Ja. Ons sou vandag as jy vandag durf om gras te laai, vat jy maar groot kans. Ja. Jy moet seile span. Selfs het jy seile gespan, is nie altyd 100% waterdig nie. Maar met hierdie bale
Of Ja, dit nou elkeen reën of dit het nou nie gespat. reën nie. Elkeen het ons water gemaak. As ek nou sorghum op mieliesplant, op watter stadium van die plant weet ek nou dis nou tyd om te laat kuil of kuilvoet te begin So sny? wat ons doen, sodra 'n kliënt vir ons laat weet hy wil graag kuilvoer sny, van daai dag af begin ons weekliks die plante, of jy nou 'n privaat boer is of jy nou self kuilvoer maak, as hy biologies ryp is. Dis nou volgens sy dae, 90 ja, dae. 90 dae wat as hy sy biologiese ouderdom bereik het, is dit maar weeklikse inspeksies wat jy instel. Okay. Vir ons tipe kuilvoer moet ons 'n vog hê, of die hoogste vog wat ons kan begin sny is op 70% en ons kan afgaan tot op 45-50%. Dis die laagste wat ons kan sny. Waarby as jy hoop pits enige ander tipe kuilvoer gaan, kan jy met 'n hoër vog begin, maar jy moet vroeër ook ophou. So dan kan jy jy kan op 80% begin, maar dan moet jy al op 55% ophou. Ja. Anders staan jy 'n risiko dat hy nie heeltemal deurkuil nie. En as jy 'n stap verder as die kuilproses gaan, die fermenteringsproses, begin jy kompos maak. Ja, dit wil jy nie. En dit wil jy nie hê nie. Dit wil niemand hê. Is daar 'n manier dan om nou te toets hoe die vog is in die plant, of hoe breek jy hom af, knak jy hom of het jy 'n metertjie wat jy daar indruk op? Jy kry 'n metertjie. Aan die begin is dit baie belangrik dat jy 'n meter het om jou vog maar te toets. Ons toets maar gereeld op mielies toets ons maar die koppe. Ja. Want dis seker waar die meeste vog in sit. Dit is maar hy kan jou vog nogal redelik beheer, jou koppe. Jy kan daardeur kan jy baie lees. En dan natuurlik as jy dik stamme het, moet jy maar jou stamme ook in ag neem. Ja. Dit is baie foute wat mense in my oë, my persoonlike opinie maak. Ons het ook al daai foute gemaak. Jy vergeet wat se dikte jou stam is. As jy dunne stam het, droog dit baie vinniger uit as 'n dik stam. Ons het al mielies gekerf. Hy lyk nog groen. Toe ons hom begin kerf, toe is hy al op 'n 60% vol. Toe moes ons begin druk om op daai 65%, so naby aan 65% te vang soos wat ons kan. Ja. So dis maar gevoel ding wat jy leer oor die tyd, oor die jare. Ons kan intussen, ons het al baie kuilvoer gesien, ons het al baie lande gesien, so ons kan intussen al ry en dan kan ons sê is reg, ons kan begin kerf of nie, is nog te groen. Maar vir 'n boer wat begin, is daar baie toetse. Jy kan hom ons het al vog met 'n airfryer getoets, met weeg en die vog uitkook en dan weer weeg. So daar's maar baie maniere. Ja. Maar mens kry maar vinnig die gevoel. Ja. So is maar beter om 'n manier te hê om dit te kan toets voordat jy dit is definitief aan die begin sou ek sê jy kry vir jou vogmetertjie, daai twee probes wat jy indruk, druk maar in die stam in, druk in die koppe in en kyk maar En die sorghums kyk jy ook na die pitte self of kyk jy net na die stam? Sorghum is 'n maklike gewas om te plant, maar as dit eendag by die kerf kom, hy sukkel om af te droog. Dis 'n plant wat baie maklik groei, met baie min vog oorleef. So hy vat redelik lank om af te droog. Dit is goed as die saad heeltemal ontwikkel het, maar soos wat ons weet in Namibië het ons al slegte reënjare gehad wat hy nie heeltemal ontwikkel het. Ja. Dan sny jy hom voordat die saad reg is. Ja. Maar in jare soos hierdie jaar wat 'n goeie jaar is, dan sny jy hom presies reg, saad is vol. So wat jy nou eintlik sê, dis eintlik as mens probeer kyk na 'n kuilvoerproses, is dit makliker om sorghum te plant as om te probeer in Namibië droë lande of as om mielies te plant. In my opinie, ek plant nie droë land nie. Ja. So dit is my. Daar's mense wat dit doen en daar's mense wat goeie sukses het. Maar vir ons doeleinde vir wat ons wil doen ons droë land net so. Jou insetkoste is baie laag, so jou risiko is baie laag. Ja. Kunsmisgewys is baie laag as mielies, kunsmis van die sorghum. Ons het gelukkig lande wat redelik goed opgepas is. Ons het self baie van die lande begin, soos hierdie land wat ons nou op staan, is hierdie jaar die eerste jaar beplant. So ons begin alles met virgin soil. En dan as jy jou kunsmisprogramme goed uitgewerk het en ons het baie grondmonsters al ingestuur en wat het baie ouens gewerk wat vir ons goeie raad gegee het. En as jy jou kunsmis reg bestuur, gaan jy nooit in 'n grondprobleem inhou. Maar waarby as jy begin en jy wil dadelik die maksimum uithaal maar die minimum insit, dan gaan jy jou grond uitput.
Dis ook maar 'n lewendige ding waarmee jy werk. Ja. Dit klink baie snaaks as mens dit so sê, maar hier's baie organisme wat mens moet oppas in die grond. Ja. En as jy nie kan oppas nie, is dit binne 5 jaar weg. En nog met bygesê met kuilvoer haal jy baie uit. Ja, dit is Jy moet baie versigtig wees met kuilvoer. Jy Ja, en trek baie van die Ja, want jy vat baie van die plantmateriaal, omdat jy die hele plantmateriaal wegvat. So jy vat baie uit jou grond uit. So jy moet dit net in ag hou. Pas jou grond op. Ja. Want dit is jou toekoms. Jou grond is jou toekoms. Dit Ja, is so grond daarmee heen is kan jy nie meer plant nie. Dan gaan jy ook nie weer die stand kry wat jy wil. Ja, en dan is dit Tonna gewas op. Alles jy nog Ja, so pas jou grond op en Ek wil nogmaals sommer nou dankie sê vir jou, al jou moeite en al jou Baie dankie. alles. Baie dankie. Ons waardeer dit 100% dat ons wil dit so. Ons bid moet vir al net die hoop boere. en bid en glo. Ons bid vir al die boere en ons hoop vir al die boere. Ek hoop so. En maar baie dankie julle. Ons gaan. Dankie.